openbaar. En vanoggend vra ek dat U ons oë en ons ore sal oopmaak en ons harte sal oopmaak vir die waarheid van U woord, Here. En dat U woord soos 'n tweesnydende swaard sal wees, Here. Sodat ons sal onderskei wat die waarheid is, Here, en die leuns waarin ons vasgevang is. Heilige Gees, Jy is so welkom hier in ons teenwoordigheid. Kom rus op elkeen, kom praat met elkeen en sit ook U woorde in my mond vanoggend, dat ek van U waarheid kan getuig. Ons bid dit in Jesus se kragtige, magtige naam. Amen. Amen. Kom ons gee vir Linnie en Hanlie 'n lekker handeklap. So baie dankie vir daai bediening. Ons kyk of dit, hoe klink dit? Klink dit reg? Okay. Dit is my so lekker om vanoggend met julle te kom praat. En ek kom deel vanoggend net een belofte uit die woord van God, maar daar is duisende beloftes. Wat sê die skrif, hulle kon nie eers alles in die woord van God opskryf nie, dis hoeveel dinge Jesus gedoen het. En vanoggend wil ek net oor 'n klein belofte in sy woord praat, maar 'n baie kragtige en 'n mooi belofte waarna ons kan uitsien. Nou ek is tans besig om 'n studie te doen in die boek van Openbaring, en ek het Openbaring al baie gelees, maar dis asof die Here my op 'n heel nuwe reis vat, en ek wil dit deel met julle vanoggend. En ek wil begin vanoggend om julle te vra om sommer so uit te skree, waaroor gaan die boek van Openbaring? Die eindtye, dis wat ek hoor, nê? Die eindtye. Die wederkoms, die tweede koms, die verdrukking, die eindtye. Hoe gaan alles lyk? En dan die wonderlike beloftes. Dis wat ons sê, nê? Maar is dit primêr waaroor die boek gaan? Vra julle 'n strikvraag vanoggend. Dit gaan oor Jesus. Want meeste mense dink en antwoord eindtye. Maar eintlik is dit primêr 'n openbaring van wie Jesus Christus is. Gaan nie, ja, die eindtye is deel van dit en al die dinge wat kom, maar primêr is dit 'n openbaring van wie hy is, sy grootheid. En weet julle, terwyl ek hierdie boek lees oor hierdie gedagte van dis 'n openbaring van Jesus Christus, nie eindtye, vrees, onsekerheid nie. Weet julle wat het in my hart gebeur? Dit het blydskap en vrede in my gebring toe ek Openbaring lees. Nie vrees nie, nie onsekerheid nie. Hoekom? Want ek het deur 'n ander filter gekyk. Ek het hierdie filter gekyk van die boek is 'n openbaring. En hoekom sê ek 'n openbaring van Jesus Christus? Ek gaan dit vir julle bewys, want in die NAS Exhaustive Concordance, verskoon die groot Engelse woorde, praat dit van 'n woord, 'n Griekse woord, en daai woord beteken 'n uncovering. So revelation, openbaring, beteken in die Griekse oorspronklike woord 'n uncovering. Dis soos om 'n sluier te lig oor iets. En die woord praat soveel keer van 'n sluier moet van ons oë afgehaal word. En wat is die sluier wat van ons oë afgehaal word as ons na Openbaring kyk? Hierdie sluier van dood en vrees en onsekerheid. Maar as die sluier afkom, dis 'n openbaring van wie Jesus Christus is en wat hy wil kom doen in jou lewe. Ek gaan sommer daai ene skiep, maar ek wil dit vir julle lees. Openbaring 1 vers 1 begin om te sê waaroor gaan Openbaring. Hy sê dit prompt uit. Hy sê the revelation of Jesus Christ, which God gave to him to show his servants.
ons. Nommer 1 is dit die revelation. God het vir Jesus gesê, hierdie is 'n openbaring van jou, wat jy aan jou diensknegte deur Johannes moet wys. En ja ook, die goeders wat kom. Nou, so primêr is dit 'n openbaring. Nou net interessant, daai woord praat van shortly, must shortly come to pass. Nou ons dink altyd, maar dit vat al 2000 jaar. Daai shortly verwys glad nie na dit gebeur vinnig nie. Dit verwys na wanneer hierdie goeders gebeur, gaan dit vinnig gebeur. Het julle dit geweet? Gaan kyk na die oorspronklike beteken van daai woord shortly. Dit verwys nie na iets wat vinnig in tyd gaan gebeur nie. Dit verwys na wanneer hierdie dinge gebeur, gaan dit vinnig gebeur. Die progression van dit gaan verskriklik vinnig wees. It will be quickly. Nie dit gebeur môre nie. Verstaan julle? Dit het my oë net, dis net 'n short, dis net 'n note op die side, okay. So ons sal as ons die openbare beeld van Jesus sien, sal ons in verwondering staan van wie hy is, van sy grootheid en sy beloftes. En openbaring is vol van dit. En die primêre doel van openbaring is nie om Jesus te openbaar as die geslagte lam nie. Want dit het klaar plaasgevind. Dis deel van die eerste koms. Die primêre doel is om nou Jesus Christus te openbaar as die leeu van Juda. Sy krag, wie hy is, sy grootheid, dat as jy hom sien, sal jy voor hom neerbuig. Julle, as ek dit sê, is ek vol awe of wie hy is. Die leeu van Juda. En wat incredible is van hy stukkie in Revelation, hy sê ook, and you will be blessed if you read this book, if you listen to this book, but most importantly, if you do what the book says. Het julle geweet, jy sal geseënd wees as jy Openbaring lees. Het jy geweet, dis 'n blessing oor jou lewe as jy Openbaring lees, maar dan moet jy die regte filter sien. Nie eindtyd, dis wat die duiwel doen, vrees, onsekerheid. Ja, jy moet nie daarby vashou nie. Jy moet by die openbaring van Jesus vashou. En dan, it will be a blessing, because you will read the word, you will hear the word, and you will do the word. Want jy sal besef wie hy is. En hy is hier om met jou te praat oor ernstige dinge. So, as ons kyk na Openbaring, het Jesus se boodskap na 7 kerke toe gebring. Hoekom 7 kerke? Want 7 praat van volmaaktheid, van die volheid. So wat probeer hy sê? Ek bring 'n boodskap vir die volheid van die kerk. Vir al die gelowiges, vir almal wat my dien. Al hierdie woorde is vir julle bedoel. Niemand is uitgesluit nie. Dis die volheid van wat die kerk, die liggaam van Christus Jesus moet weet. So nou weet ons, as ons kyk na Openbaring van die 7 kerke se boodskap, dis vir ons. Ons moet dit inneem. Nou, het julle geweet dat Jesus bring hierdie boodskap aan sy kerk, want die oordeel begin by ons, by sy kerk. Hy gaan nie by die ongelowiges begin nie. Ek glo dit het begin al klaar. Hy's besig om die kerk skoon te maak en om oordeel te bring. He's busy shaking the church. As jy nie rein is nie, as jy nie opreg is nie, sal jou werke na vore kom. Ek weet nie wie van julle sien wat in die groot kerke gebeur nie, maar alles wat, kyk, niemand is perfek nie. My nie verkeerd verstaan, niemand is sonder sonde nie, maar daar's daar maar 'n paar mense wie se gedekte dinge nou ontbloot word.
Want die woord sê dit, 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar, dat die oordeel moet begin by die huis van God. So weet dit begin by ons as gelowiges. Dis 'n ernstige woord, maar dis 'n wonderlike woord, as jy in verhouding is met hom. So die eerste oordeel is ons. Die eerste oordeel is, ken jy my? Is ek jou verlosser? Is ons in verhouding? Weet jy wie ek is? Nie, gaan jy kerk toe nie? Ek's baie moeg om vir mense te vra, ken jy Jesus? Ja, ek gaan elke Sondag kerk toe. Dit beteken niks. Die Fariseërs het die Bybel uit hulle kop uitgeken, hulle het nie Jesus erken nie. Jy moet 'n persoonlike, lewendige verhouding met jou verlosser hê. Geen kerk, geen Bybel lees, geen werke gaan jou by hom uitbring nie. So die eerste oordeel is, ken jy my werklik? En dan is daar 'n tweede gedeelte van hoekom Jesus kom na die kerk toe. 2 Korintiërs 5 vers 10. Ek kom vergoed jou volgens die vrug van jou lewe. Daar is 'n vergoeding in sy hand vir wie jy is vir hom. 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons almal sal voor die regte stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. Ons praat nie van verlossing nie. Ons praat van, as jy in verhouding met my was jy getrou aan die woord, was jy gehoorsaam, het jou dade bevestig wie in verhouding jy mee is. So ek wil vanoggend vir jou sê, jy gaan nie voor hom kan staan en gesê, ek het nie geweet nie. Daai antwoord gaan nie werk nie. Jesus gaan na jou kyk, en daai oë, hulle sê, hulle beskryf dit soos vier oë van vuur. En as hy na jou kyk, gaan jy weet, hy sien alles. Hy kyk reg deur jou. Geen woord wat jy bring gaan 'n verskil maak nie. En dadelik gaan dit spreek van, maar my woord praat nie van. Dis alles in my woord. Jy kan nie sê jy het nie geweet nie. Dis alles in my woord. Het jy my woord gelees? Dis die eerste ding wat teen jou gaan getuig. Die tweede ding wat teen jou gaan getuig is, die Heilige Gees is binne in jou en hy praat met jou. Hoekom het jy nie na hom geluister nie? En die derde getuienis sal wees, maar ek het boodskappers gestuur en hulle het met jou hieroor gepraat. Ek is een van die boodskappers. Ek sê vir julle, ek bring vir julle die boodskap. Daar is nie 'n verskoning om te sê, ek het nie geweet nie. As jy nie in verhouding is met hom vandag nie, maak daai besluit en buig jou knie voor hom. Want die tyd is min. So die eerste 3 hoofstukke van Openbaring is so diep en ryk. Ek dink dit sal jou seker 3 maande vat, elke Sondag om daaroor te preek. Net die eerste 3 hoofstukke. En daar's ongelooflik baie woord daarin. Maar ek gaan by hoofstuk 2 vassteek, by die gemeente, die 3de gemeente, die gemeente van Pergamus. Maar dit is vir my baie spesiale plek as gevolg my journey saam met die Here. Nou wat so interessant is van die 7 gemeentes, as jy dit gaan lees, ek wil julle honger maak om Openbaring te gaan optel, en nie meer uit vrees en bewing van die eindtye nie, maar uit Here, openbaar u self vir my, wys vir my wie u is. Ek wil jy met die woord gaan optel, en ek wil jy moet gaan sien, dat die eerste ding wat die Here met elkeen van die 7 gemeentes doen, is hy openbaar 'n stukkie van homself. Het julle dit geweet? In elkeen van die 7 gemeentes, as hy begin, praat hy net eers oor wie hy is. So weet julle wat ek gaan doen? Ek het daai gaan onderstreep, wat hy eers van homself openbaar in elke gemeente, en ek het 'n opsomming gaan skryf. Wil julle hoor wat my opsomming is? Ek wil dit vir julle lees. Dis my opsomming, jy moet jou eie opsomming gaan maak volgens die woord. Ek wil gou dit vir julle lees. So dis nou alles uit die woord uit.
Jesus openbaar homself aan die 7 gemeentes as die ewige en almagtige Here, wat teenwoordig is tussen sy kerk en alles in sy hand hou. Hy is die eerste en die laaste, die een wat dood was, maar opgestaan het in oorwinning en nou vir ewig leef. Hy is die regter met die skerp tweesnydende swaard, dis sy woord van waarheid wat harte ondersoek en regverdig oordeel. Hy is die seun van God met oë soos vuurvlamme wat alles sien en voete soos blink koper wat spreek van heiligheid, reinheid en standvastigheid. Hy dra die volheid van die gees van God en hou die sterre in sy hand as 'n teken van sy gesag en sy sorg oor mense. Hy is die heilige en waaragtige een met die sleutel van Dawid, die koning wat deure oopmaak. Hy is die getroue en ware getuie, die oorsprong en die heerser van die hele skepping. In elke openbaring sien ons Jesus as koning, as regter, as verlosser, hoërpriester, die absolute Here oor lewe, dood, hemel en aarde. Dit was my opsomming. So nou challenge ek jou om jou eie opsomming te gaan maak, om die woord te vat, daai 7 gemeentes, dan gaan skryf jy neer wat Jesus van homself aan jou openbaar. Ek beloof julle, ek kan nie glo wat so joy en vrede dit in my hart losgemaak het nie. Want nou fokus jy nie op dinge nie, jy fokus op hom, oor wie hy is. Nou daar's soveel name ook wat mense vir ons gee. En as jy kyk na die boek, hy praat eers van, okay, dis wie ek is, maar nou, hierdie is wat julle reg doen. Dis waarmee hy begin, maar dan vermaan hy ook elke gemeente. Hy sê vir hulle, maar hierdie doen julle verkeerd. En dan gee hy baie mooi belofte. Hy sê, as jy oorwin, as jy doen wat die boek sê, dan gaan ek vir jou 'n wonderlike belofte gee. Nou ons gaan vashou by die belofte vanoggend. En daai belofte is in Openbaring 2 vers 17. En die woord sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. Ons gaan ongelukkig nou nie oor die verborge manna praat nie, dit is 'n hele preek op sy eie. Ek gaan aan hom 'n wit steen gee. Ek gaan aan hom 'n wit steen gee. So ek wil julle moet daaraan dink. En op hierdie steen skryf ek 'n nuwe naam, wat niemand sal ken nie, behalwe ek en jy. So as hy daai steen vir jou gaan gee met jou nuwe naam, gaan jy weet, maar hierdie persoon ken my, in en uit. Hy weet wie hy is, en ek en hy is in een verhouding. Mooi belofte, nie? So kom ons kyk 'n bietjie dieper daarna. So name, baie mense gee ons name, nie? Jy is 'n mislukking, jy praat te veel, jy is dit, jy is dat. O, jene, hierdie ene mount te veel, die ene, ons het almal ons labels so vir mekaar. Die ene is ryk, die ene is arm, die ene is dit, die ene is maar, die ene is lank. Ons het al hierdie descriptions. En dit laat my dink, ek weet nie, julle moet my verskoon, ek weet nie meer wat se getuienis ek waar gedeel het nie. Het ek julle al vertel van die lompie getuienis? Weet ek nog nie. Julle dan is julle bevoorreg om dit, is my man hier. So die lompie getuienis, ek gaan gou vir julle verduidelik. So my ma het my 'n liefdesnaam gegee, 'n troetelnompie. Hulle het my lompie genoem. Weet julle hoekom? Ek het heeltyd oor my voete geval. Maar dit was nie lelik nie. Dit was net soos, dis cute. Sy val altyd oor haar voete. My ou lompie. En ek het dit aanvaar ook, hierdie naam. En dit het so aangegaan en ek was, met die klem op was, baie lomp. En toe, 25 jaar terug, ontmoet ek vir Rian en hy dink toe ook, nou hierdie naam is baie cute. Hy sê, ek sommer sy lompie ook, want hy sien hoe val ek so oor my voete. En ek gaan toe na 'n kamp toe, en in hierdie kamp, een van die sessies praat hulle oor die labels wat ons kry, die etikette.
wat mense op ons plak. En ek maak my oë toe en die vrou sê, vra wat is die labels oor jou lewe? Nou nie vir een oomblik het ek gedink die Here gaan hardop met my praat en sê jou label is lompie, raak ontslaaf van hom nie. Ek het gedink dis 'n klomp ander labels. En die Here sê vir my, hierdie lompie label, jy agree daarmee en dit het krag oor jou lewe. Trek dit af van jou. En die vrou vat ons deur 'n gebed waar jy letterlik breek met daai label oor julle lewe. Here, en ek het teruggekom van daai kamp of ek het vir Rian gesê, Rian, weet jy wat, ek het nie besluit hier's 'n spirit, ek het nie besef hier's 'n spiritual connection nie. Ek het hierdie label afgetrek. Jy mag my nooit ooit weer lompie noem nie, want ek is nie meer lompie nie. Die Here het vir my gesê daar's niks fout met my nie. Weet julle, ek was nooit weer lomp nie. Nooit weer lomp nie. Die krag van labels. En my punt is die krag van name, van labels. En dis hoekom God ook sê, ek gaan vir jou 'n nuwe naam gee. Want jy sien, die Here ken alles en hy sien alles. Hy stap 'n intieme pad met jou. Want hy sien jou stryd en daarom het hy vir jou 'n nuwe naam. Maar het julle geweet in die Bybelse tyd het die wit steen 'n baie spesifieke betekenis gehad? Het julle dit geweet? Dis nie net 'n wit steen omdat hy mooi is nie. Vir die lesers van daai tyd het hierdie steen 'n baie spesifieke betekenis gehad. Het julle geweet die eerste betekenis was jy's onskuldig. As hulle hofsaake gehou het hulle 2 klippe gehad. As jy 'n swart klip gekry het na die saak, het dit beteken jy is skuldig. As jy 'n wit klip gekry het, dit beteken jy is onskuldig. Is dit nie beautiful nie? Dis die eerste ding wat Jesus gee vir jou die klip en sê jy is onskuldig. Hoekom? Want jy ken my en jy het my aanvaar as jou verlosser. Is dit nie beautiful nie? Want wat sê Romeine 8 vers 1? Daar is dus geen meer veroordeling vir ons wat is in Jesus Christus nie. Prys Jesus. Die ander amazing ding van 'n klip is, want onthou, hulle het nie fancy printers gehad wat kaartjies uitprint en toegang gee vir iets nie. Het jy geweet hulle gebruik klippe om jou uit te nooi na 'n feesmaal? Dit was jou ticket om in te kom van die kultuur van daai tyd. Dis baie interessant. En wat sê die woord vir ons? Hy nooi ons uit na 'n feesmaal. Hy nooi ons om saam met hom by die tafel te kom sit. Dis mooi, nie? Openbaring 19 vers 9. Salig is die wat genooi is na die bruilofmaal. Jy het jou wit klippie, jy kan gaan sit by die bruiloftafel. Want jy het jou uitnodiging. En hy het jou naam ook op. Is dit nie incredible nie? Jou nuwe naam. So jy's toegelaat om te kom eet by die bruiloftafel. Die ander ding is dit 'n gespreek van 'n verbond ook. Baie verbonde en vriendskappe is met 'n steen bevestig, want dit het gesê jy behoort aan my. Want wat doen jy met 'n klip? Jy kan hom vashou. Dis 'n teken. Dit praat van standvastigheid. Jy is nie net gered nie, ek is in verbond met jou. Ek is in verhouding met jou. Jesaja 49. Ag, dis mooi. 15 tot 16. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nooit vergeet nie. Hoekom? Want ons is in verbond met hom. Kyk, ek het jou naam in my handpalm gegrafeer. Wow, om te dink hy skryf ons name op sy handpalm. Ek sê vir julle, daai handpalm is groot. Is groot. Die wit steen spreek ook van ek ken jou. Hoekom? Want hy skryf die nuwe naam daarop. Dis hoekom dit praat van hy ken jou. Want die naam het betekenis. Onthou, in die Bybelse tyd, name was nie net 'n naam nie. Jou naam het iets beteken. Ons het dit 'n bietjie verloor in ons tyd. Ek dink ons kry dit 'n bietjie weer terug.
maar naam het 'n groot betekenis gehad. So jy moet weet, daai nuwe naam praat van jou testimonie saam met die Here. Hy weet wat jy oorwin het. Hy weet wat dit gevat het om by hom uit te kom. Hy weet waaroor het hy jou aangestel, hoe getrou jy was, of wat was jou vrugte. En jou nuwe naam sal jy sal hom ken. En dit sal gegee word deur jou, deur Jesus Christus. Maar dit gaan praat van wie jy is. Hy ken jou. Openbaring 2 vers 17, ek lees hom weer vir jou. Wel, eintlik gaan ek eers by Jesaja 43. Maar nou sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Die naam het 'n baie spesifieke betekenis. So ons kan weer kyk na Openbaring 2 vers 17, 'n nuwe naam geskrewe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Want in 'n oogwink, as jy en Jesus se oë mekaar ontmoet, gaan jou hele lewe voor jou so verbygaan en jy gaan weet, hoekom het jy hierdie naam gekry. Julle, dit is sulke opgewonde dinge, as jy hom ken en hom aanvaar het as jou verlosser. En dit is 'n geheime naam, want God sien jou glimlag, ofwel mense sien jou glimlag, maar God ken jou trane agter jou lewe. Mense sien die oorwinning, maar God sien wat het gevat van jou om te oorwin. Want hy ken elke struggle wat jy gehad het. Dis hoekom hy hierdie naam opskryf. Ek moet so 'n bietjie my notas hier verkort. So, die waarde van 'n naam is kragtig, en ek gaan julle net vinnig weer deur dit vat. Abraham word Abraham. Jesus verander name, want dit het deel te doen met jou roeping. Jy kom in die wêreld een manier, maar dan gee jy jou lewe vir hom en jy vertrou hom en jy begin 'n pad met hom stap en hy transformeer jou in iets nuuts en iets anders. En hy gee vir jou 'n nuwe naam. Hy het dit in die woord gedoen. Jakob word Israel. En hy was bedrieër. En toe sy verander na die een wat geworstel het en gewen het oor met God. Dit is wat sy nuwe naam beteken. Simon, daai woord is eintlik so bietjie onstabiel. Maar hy verander dit na Petrus. Petrus, nadat jy met my klaar is jy 'n rots. Gaan jou in 'n rots verander. Dis 'n testimonie van wie jy is. So jou nuwe naam dra jou roeping. Dit wat die Here mee besig is, jou identiteit, jou transformasie, jou roeping, dit waarmee hy besig is in jou lewe. Hy roep jou nie volgens jou gebrokenheid nie. Hy roep jou volgens dit wat jy oorwin het in jou lewe. Dis hoekom Openbaring heeltyd praat van wanneer jy oorwin het. As jy oorwin, dan oorwin. So ek kom met hierdie gebed afsluit vanoggend. Jesaja 43 vers 2. Hoor hoe mooi. Jy sal 'n nuwe naam kry, wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos 'n kroon in sy hand hou. 'n Koning se kroon in die hand van jou God. Hulle sal jou nie meer verstoteling noem nie, en jou land nie meer die verlatene nie. Jy sal genoem word die een wat ek liefhet. In jou land, my bruid. Die Here het jou lief en jou land behoort aan hom. Soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou kinders vir jou sorg. En soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal God bly wees oor jou. Wonderlike beloftes. Ja, is dit nie amazing nie?
Dis mooi, nie? So ek gaan vir Ina en Frans vra om gou-gou vir julle elkeen 'n wit klippie uit te deel. En ek wil jy moet saam met jou huis toe neem. En ek wil jy moet hierdie klip naby jou dra. Ja. O, jammer, ek het hom verkeerd. Dis Jesaja, Psalm. Jesaja 62, nie 43 nie. Jammer julle. Dit is 'n quote fout. Jesaja 62. Dankie Ina. So ek wil hierdie met hierdie klip naby jou hou, want dit moet jou herinner dat dit is hoekom ons die pad met hom stap en sy wonderlike beloftes wat hy vir jou het. Gaan lees Openbaring en kry 'n nuwe revelation van wat dit beteken. So, soos hulle die klippies uitdeel, gaan ek die span daar agter vra om vir ons die ligte af te sit. Daar's 'n beautiful, as ongelukkig Engels liedjie wat praat van dit. So vanoggend soos jy hier so sit, gee net weer jou hart vir hom en sê vir hom, Here, dankie. Jy gaan vir my hierdie klippie gee. Is dit nie wonderlik om te weet, wanneer ons, weet julle, ek het geen vrees vir die dood nie. Ek kan môre doodgaan, ek is regtig nie geplan nie. Ek weet, dis nie wat ek moet nou uitsien, ek baie werk om te doen. So ek weet, ongelukkig is nog baie jare oor. Maar as julle my vergewe, julle sal nader, nie? Onthou jou klippie. Hy het 'n wonderlike belofte vir jou. Jy hoef niks in hierdie tyd te vrees nie. Jy kan uitsien na sy beloftes. Kom ons luister na hierdie liedjie. Ek wil net eers seker maak dat ons almal 'n klippie het, en ek wil met hom styf vashou. En die Here vra om met jou te praat vanoggend, sy persoonlike beloftes in die nuwe naam wat hy jou gee, want hy is so lief vir jou. Ek wil regtig vir julle vanoggend sê, hy is so lief vir jou. Kan ek dit net weer vir julle sê? Hy is so lief vir julle. Moenie nee sê vir sy uitnodiging nie. Moenie jou hart maak nie. Moenie kwaad wees vir hom nie. Hy is 'n goeie Vader. Die wêreld is sleg. Die vyand is hier los. Maar hy is goed. En hy is baie lief vir jou. Hou vas. I've carried my failures like stones in my hands. Tried to build a life on my own sinking sand. But mercy found me where judgment should have been. And Jesus whispered, child, you're mine again. One day I'll stand before his throne. He'll smile and hand me my white stone. No stains of sin, no scars to show. Just a new name only heaven will know. Forgiven, redeemed, my past all gone. I'll hold my white stone and finally go home. All the battles I've fought, all the nights I've cried, he turned every tear to a glimpse of light. The stone I once threw, he carved into grace and wrote my redemption in its place. It's not just a token, it's who I've become. The sinner set free, the prodigal son. Grace wrote my story where guilt once shone and sealed my name on that white stone. Now every scar that I thought disqualified has become the reason he's sanctified. Each broken piece he's made his own.
build my crown from the sins I've known. When I see the Lamb upon his throne, and he calls me by my name alone, I'll fall to my knees before his glow. Tears of joy, I'm finally home. He'll smile and whisper, you're never alone, as he hands me my white stone. No guilt remains, no more to atone, just a new name carved in a white stone. Ja, Here Jesus, dankie dat U ons ken op 'n manier wat niemand anders doen nie. Dankie dat U ons nie definieer volgens ons verlede nie, maar volgens die groot genade en die roeping wat U het op ons lewe. Help ons om die stemme van die wêreld stil te maak, Here. En help ons om U stem te hoor. Here, en dankie dat U 'n belofte het van 'n wit steen wat ons gaan verklaar dat ons onskuldig, ons is uitgenooi en U gee ons 'n nuwe naam en U is in verbond met ons. Dankie dat ons die voorreg het om U te ken. Here, ek bid vir elke geliefde vanoggend hierso. Mag U Gees op hulle rus en mag U vrede en U blydskap hulle kom volmaak, dat dit sal oorloop. Here, want hierdie is iets om onsself oor te verbly. En ons kies dit vanoggend in Jesus naam. Amen.